Goeiedag en welkom by Die Woord in Diepte. Welkom Eileen. Dankie. Lekker om jou hier by ons te hê. En vandag gaan ons voort met ons tema wat ons het vir hierdie kwartaal, om hemel en aarde te verenig. En wat is die onderwerp wat ons vandag aanpak? Dis redes vir danksegging en gebed. Dit is ons titel vir hierdie studie. Dit is 'n baie belangrike onderwerp om te studeer. Is dit goed om te bid? Dit is? So kom ons bid. Okay, ons bid. Here, dankie vir die groot voorreg dat ons nou u woord kan open. Dankie dat ons die voorreg het om in vryheid u woord te kan hê en dit in ons besit te kan hê. Bid asseblief waar ons dit gaan open, dat u met ons sal spreek, dat u ons gesprek sal lei. Here, en dat vir elkeen wat sal luister of sal kyk na die program, Here, dat u ook met hulle sal praat en dat ons saam, Here, die waarheid sal ontdek. Soos dit is in u woord, is my gebed in u naam alleen. Amen. Amen. So waar begin ons vandag? Wel, ons gaan na twee groot vrae kyk. En die een is, hoekom is gebed belangrik in die konteks van ons hoofteks wat ons nou nog gaan lees? En dan ook, as God 'n goeie werk begin het, dalk moet ons die hoofteks sommer nou lees. Kom ons lees hom. Dit is in Filippense 1 vers 6. Filippense 1 vers 6. en dit sê: Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Aan die ander woorde tot sy wederkoms. Waarom is gebed belangrik in die konteks van die hoofteks? Wel, dit is 'n belofte wat God vir ons maak, is wat hy sê, dat hy, dit is nou God, wat hierdie werk in ons begin het, dat hy dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Dus tot op die wederkoms sal God hierdie werk wat in ons begin het, sal hy volëindig. So dit is 'n belofte wat God maak. Nou die vraag wat sê, hoekom is gebed belangrik, is, dink jy daar is 'n rol wat gebed speel in die werk wat God in ons moet doen? Wel, die Here kan ons net in ons werk as ons hom toelaat om in ons te werk. Vir die hoofrede dat in hierdie groot stryd gee God vryheid van keuse. En as ons kies om hom toe te laat, of ons kies om te sê nee, hy moet daai vryheid eer. En daarom het gebed 'n groot rol, want dit maak ons, of dit verbaliseer die keuse dat God in ons wil hê dat die Here in ons moet werk. En dan die volgende vraag wat sê, as God 'n goeie werk begin, hoekom voel dit partykeer bietjie stadig? En hoekom is dit moeilik? Ja, ek dink dit kom maar terug, maar seker op dieselfde. Ons is in 'n groot stryd. Daar is hierdie geveg tussen goed en kwaad en ons word die hele tyd getrek met ons sondige natuur. En dit is 'n stryd. So die gedagte wat by my opkom is baie keer kan ons maklik praat oor, ons kan die Bybel lees en ons kan dit baie keer baie teoreties maak. En sê hoe dinge moet wees, en dit kan baie, soos amper al vir die sprokies, idealistiese prentjie wat ons skep in kerke, en wanneer ons as Christene by mekaar kom, ons praat oor die tipe van goed, maar as ons dit nie prakties maak nie, ja, dan is dit dan is dit nutteloos. Dit beteken nie vir ons dan veel nie. En ek glo dat die God wat ons aanbid, is 'n realistiese, praktiese, logiese God. God gee vir ons redes hoekom ons moet leef soos wat ons moet leef. God gee vir ons redes hoekom ons moet aanbid en die maniere ons dit moet doen. God gee vir ons redes vir soveel dinge. Hier en daar sal God miskien van ons iets verwag om iets te doen sonder om 'n rede te gee, maar oor die algemeen gee God vir ons redes. En die rede hoekom God vir ons rede gee, is dat ons kan verstaan. Ja. So God wil hê dat ons moet kan verstaan. Dit is nie net, ons moet dit maar net aanvaar en dit maar net doen nie. Die Bybel is vir ons gegee met al hierdie wonderlike waarhede, informasie, kennis, wyshede, sodat ons die waarheid kan ken, maar nie net kan ken nie, maar kan verstaan. En volg, want ek dink net byvoorbeeld aan 'n kind. Ons leer vir hulle om albei kante toe te kyk voordat ons oor die pad gaan.
Daar's 'n rede daarvoor. En as hulle verstaan, dan gaan dit vir hulle maklik wees om te volg. Ja. So, en dan om terug te kom, waarom is hierdie werk wat God in ons doen, waarom voel dit baie keer asof dit nie regtig plaasvind nie? Hoekom voel dit baie keer asof dit vir ewig vat? Hoekom sukkel ek baie keer met dieselfde dinge? En ek bid en ek vra vir die Here, help my, maar ek sien nie regtig die verskil in my lewe nie. Want so ek dink is 'n baie belangrike vraag en ek dink ons moet fokus op hierdie vraag en nie, ons gaan moet terugkom na hierdie vraag tot hierdie les. Maar ek dink dis 'n baie kritiese vraag om te vra en ek dink in meeste van ons Christelike lewe of meeste Christene se lewe voel hulle hierdie tipe van ding. Dis 'n werklikheid dat jy voel daar is sekere dinge wat jy voel hoekom groei ek nie in hierdie of hoekom sukkel ek nog steeds met dieselfde ding. Wat ook al dit mag wees. Ek dink dit is 'n baie kritiese ding om aan te pak en ons gaan verder daarna kyk vandag. So ons gaan definitief terugkom na hom toe. Kom ons kyk dan hoekom Paulus in hierdie gedeelte in Filippense eers dank, dan bid en wat beteken dit vir ons? Ja, so kom ons lees dit sommer van die begin af. Vanaf vers 3. Vanaf vers 3 ja. 3 tot 8. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. So, dit begin waar Paulus sê, dat elke keer as hy aan hulle dink, wat doen hy? Daar's blydskap, en hy dank God, basies vir hulle, in die gemeenskap wat hy van hulle ontvang of geniet, in hulle Christenskap, kan ek sê. So die heel eerste gedeelte, is dit waar Paulus God dank. Reg, so hy's bid, maar hy begin met dankbaarheid. Dink jy dit is belangrik dat wanneer ons bid, dat ons moet begin by dankbaarheid? Ek dink dit gee ons 'n fokus, 'n perspektief, voordat ons, want ons is maar baie geneig om selfsugtig te bid. Maar as ons eers kyk waarvoor ons dankbaar kan wees, is daar iets wat in ons verander. Nou, die perspektief, die prentjie wat ek kry so, hoekom ons die woord perspektief hier so gebruik, is baie keer dan bid ons, want ons soek iets. Ons wil iets. Jy wil graag iets hê. So ek gaan die voorbeeld gebruik van 'n kind, né? So sê maar ons loop, dit een keer gebeur my broer se kinders toe hulle klein was. Toe gaan ek vinnig Makro toe. En ek is baie hastig geweest en ek het hulle vinnig net gaan optel en hulle het saam met my gery en ek gaan vinnig uitspring by Makro en hulle saam met my in en Makro is 'n groot winkel, né? So ek is hardloop al vinnig deur en ek het nie by my gekyk nie. Ek het natuurlik gekyk dat hulle by my is, maar ek het nie by gekyk wat hulle doen nie. So toe ek by die til kom, toe staan beide van hulle met arms vol goed, so speelgoed. Ek kan nou Joshua het soos 'n cricket bat en balle en goeders gehad en Simonai het 'n klomp ander goed. En ek sê ek het letterlik ingekom vir een ding vinnig en hier staan hulle soos en ek sê ons kan nie al hierdie goeders koop nie. Maar my punt is maar net is dat 'n kind kan baie keer soos in iets raak sien, en dan is soos, ek wil dit baie graag hê, né? Maar dan moet jy vir hulle perspektief gee, en hulle sê, maar jy het al hierdie ander speelgoed. Jy het soos, kom ons gaan kyk, wat het jy? En as hulle net kan sien, hoorie my, wow, kyk wat het hulle eintlik. Alreeds, ja. Dan is hierdie klein en wat hulle wil hê, is eintlik dan nie so belangrik meer nie. En ek wil half dit terugbring na ons, so baie keer soek ons iets spesifieks, of jy weet, ons fokus op hierdie baie klein dingetjie, en ons maak 'n groot ding daarvan, en ek gaan aan die Here toe, en dis alwaar ek kan dink. Ek kan aan niemand anders se dink, as net aan hierdie dingetjie nie. En ek bid vir die Here, maar weet jy wat, as in plaas van om te vra vir daai spesifieke ding, miskien as ek na die Here toe gaan, en ek begin
met hierdie hele lys van alles wat die Here vir my doen en vir my al gegee het en vir my al gedoen het, teen die einde daarvan, as ek kom by die punt waar en Here, jy weet, sal jy my miskien help hiermee, sal jy my miskien, ek wil graag hier hê, of wat ook al dit mag wees, miskien iets wat jy gedoen wil kry, of wat se rigting het ook al mag Dit bring wees. perspektief. Dit bring perspektief, want as jy kan sien, wat het jy alles in jou lewe, al die seëninge, al die wonderlike dinge, wat die Here jou mee geseën het, dan is dit soos, gaan ek regtig al my fokus op hierdie dingetjie sit? En soms is dit iets wat belangrik is. En soms is dit iets wat mens besef, maar ja, dit is iets wat ek nodig het. Maar dit bring dit in konteks. Ek dink dit is ook goed as mens dankbaarheid wys. Soos as, dit is ook dalk 'n bietjie van 'n simpel voorbeeld, maar as ek elke liewe dag kos maak, net nou en dan soos in, dankie my lief vir die moeite. Dit maak vir my soos in, die moeite werd. Dit is ietsie klein, maar dit is dalk menslik gesproke. Dink jy die Here voel ook dalk so van, Ek dink dit is 'n waardering word geuiter. Ja. En dit is dalk ook belangrik van ons kant af. probeer jy nou iets met te sê. Nee. Maar vir my is dit net, ek dink dit gaan nie net oor, ek onthou, is 'n paar jaar terug het iemand een keer vir my verduidelik hoe belangrik dit is om jou dankbaarheid aan mense bekend te maak. Nee? En vir iemand wat soos ek is, wat baie keer, ek is baie introvert, ek moet nie regtig hier so sit nie, nee? Ek is 'n groot introvert. Baie dinge geskied in my brein, waar ek dink oor goeters en wat ook al, en ek uiter dit nie altyd nie. En dit is baie belangrik, dat jy dit moet uiter, dat mense kan besef, jene, maar hy waardeer eintlik wat ek doen. Verstaan jy? Maar deel van meer is verhouding. dit, ja, maar meer is dit, is dat daar is, ons het so rukkie terug het ons die aanhaling gelees, ek dink dat was laasweek gewees. Ja, ons het dus in die vorige program, wat ons spesifiek gelees het oor ons woorde, het 'n direkte invloed op my karakter. So hoe meer ek dankie sê, hoe meer gaan ek 'n dankbaarheidspersoonlikheid, leefstyl, ervaring hê, verstaan jy, soos dit gaan deel word van my identiteit, Ja, uitkyk op die om lewe. altyd dankbaar te wees en gelukkig en vriendelik te wees as ek dit uiter. Dit kan nie net binne bly nie, dit moet uitkom. So die verwagting wat ek dink wat God van ons het om ons dankbaarheid te betuig en te uiter, dit gaan nie net oor dat hy lekker voel, dat God, ja, ek wil dit graag hê. Ek dink dit gaan oor ons. Ja. Ek dink dit gaan oor my karakter. God wil hê, God weer is goed vir my. Vir ons Dit onthou. is amper dieselfde soos, hulle het een keer het ek het 'n ding gehoor waar hulle het 'n studie gedoen oor die dopamien wat vrygestel word wanneer jy iets ontvang. As iemand jou geskenk gee, dan ontvang jy, is 'n dopamien spike, né? Jy kry dopamien daarvan. Maar wanneer jy iets vir iemand anders te gee, kry jy ook 'n dopamien spike. En raai wat? As ek vir jou iets gee, is my dopamien wat wat vrygestel word in my, is baie meer as jy wat dit ontvang. En dis dieselfde, soos die Here wil hê dat ons daai moet doen, maar dit is goed vir ons. Verstaan jy? Dit is 'n positiewe uitwerking wat dit op my lewe het. Nou die volgende teksvers gaan aan en dan sê dit, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Nou daai is baie Ja. sterk woorde. As ek vir jou sê, Eileen, ek bid altyd in al my gebede vir jou. Dis soos, verstaan jy? Soos En as as iemand dit vir jou sê, blydskap. as iemand vir jou sê, Eileen, ek bid altyd in al my gebede vir jou, gaan jy dit glo? Ek dink as een vriendin van wie ek dit gaan glo. Maar jy moet dit ek sê, Ja. dis baie sterk woorde, want dit is ek weet nie so mooi nie, ek gaan my 10 vergeet, né? Nou, Ja. die punt wat vir my hier uitstaan is, hoeveel keer vra mense vir jou, sal jy asseblief vir my bid? En doen ons dit? Ja, dit is Hoeveel eintlik so keer vergeet ons? die eenvoudige antwoord is net bid dadelik. Ja. Of dit nou saam met hulle is en of dit nou in die gedagtes is, bid dadelik. Want ek dink ons het al tevore daaroor gepraat, ek en jy. As mense doen, dan is mense geneig om te onthou om weer te bid. Ja. So ja, So die hack is, as ek hier nou Engelse woord mag gebruik, die hack
nie die hack wat oop en toe maak nie, maar die life hack in hakkies is, as jy wil graag onthou, om vir mense te bid, as jy gevra het om hulle te bid, doen dit dadelik, al is dit net vir 30 sekondes of 'n minuut lank, maar bid dadelik vir die persoon, en dan bid sommer vir die Here asseblief, herinner my, dat ek moet bid vir die persoon. So, maar dit is belangrik, dat ons moet bid vir mekaar. En dan die volgende deel gaan oor, dan sê dit oor julle gemeenskap, aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe, en dan kom ons by ons Maar ek wil gou daar vashak, want dit is met blydskap dat hy daardie Christelike gemeenskap geniet. Ek dink ons neem dit baie keer van selfsprekend, ons wat in 'n vrye land van geloofsvryheid leef, dat ons daai Christensgemeenskap het. En ek dink hierso Paulus sê, hy besef, hy's dankbaar daarvoor. Daar's baie mense wat in isolasie van 'n Christendom moet uitleef. Ekskuus, ek kan aangaan. Nog iets om vir dankbaar te wees. Ja. Dan kom ons dan by ons hoofteks wat ons oor gepraat het, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra. En hier kom dit weer deur. Daar waar hy gesê het, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. En dan gaan dit vers 7 wat sê, soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra. So, hy vertrou dat die goeie werk voltooi sal word in hulle ook, omdat hy hulle op die hart dra en in gebed opdra. Ja. Aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. So dit is samewerking. Verstaan, ons as Christene en volgelinge van Christus, ons is nie individue wat apart staan as 'n kerk nie. Verstaan jy? Ja. As 'n kerk van God moet ons saam staan. Dis 'n weermag. En daar moet sinergie plaasvind. Verstaan, dis 'n samewerking. En dit is soos byvoorbeeld, as jy vir 'n argitek gaan vra vir 'n ingenieur, as jy 'n brug gaan bou, né? Jy kan miskien, of 'n huis gaan bou, né? As jy 'n paar groot pale het, ja, dis sterk. Maar jy kan 'n paal vat wat 'n helfte van daai grootte is, maar as jy klomp kleiner pale vat en op 'n baie spesifieke manier dit aan mekaar vasmaak, né? Dan het jy 'n baie sterker struktuur as net een paal wat groot is. En dit is sinergie, dit is samewerking. Verstaan, dit is wat ons as kerk, as 'n gemeenskap wat Christus volg, kan wees, as ons daai samekoms het, as ons daai wat ons is nie individue wat apart staan, verstaan, hierdie koeltjie wat uitgehaal word, en nou moet ons warm probeer bly nie. Verstaan, Die samewerking of die samesyn maak ons juis sterker. Presies. En dit is wat ons hierso sien, is daai gebede saam met mekaar, vir mekaar. En dan vers 8 wat sê, want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. So hy sê dat God is my getuie. So hy sê hierdie dinge, en dan sal ek so sê, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Dus ek sê, dit is 'n baie sterk punt, so om te sê, stelling, wat jy sê, okay, ek doen dit altyd. En dan vers 8 wat sê, want God is my getuie. Ja, sure. Dit laat my dink aan 'n teksvers in 1 Samuel, vers 12, hoofstuk 12, ekskuus, vers 23. Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid. Maar ek sal julle in die goeie en regte weë onderrig. So om op te hou om vir iemand te bid, of om nie te bid as jy sê vir iemand dat jy verder gaan bid, is sonde. Dit is 'n ernstige saak. Ja, ernstig. Ons moet dit ernstig opneem. Ja. So dis beter as iemand vir jou vra, sal jy vir my bid en sê, "Sjoe, ek weet nie as ek gaan tyd hiervoor nie." Wees eerlik. Ek weet dit klink erg, maar jy weet wat ek sê. Ja. Is dit nie beter om eerlik te wees en te sê, ek weet nie as ek gaan tyd hiervoor, as wat jy sê, ja, ek gaan dit doen, maar jy doen dit nie.
Want ek bedoel, dit laat my dink aan die gelykenis van die twee seuns. Een seun het gesê, ja, ek sal in die wingerd gaan werk, maar hy gaan visvang of hy iets anders gaan doen. Jy dink aan jouself. Ja, ek sê maar nou, net en die ander wat sê, nee, ek gaan dit nie doen nie, maar nadat dit het berou en hy het gaan werk, verstaan, soos wat die een was gehoorsaam. So, en dan, kom ons lees van vers 9, Filippense 1, vers 9 tot 11. En dit sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Vers 9 sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Die kennis laat my dink aan intellektueel. Dit is iets wat in ons kop aangaan, dit is iets wat ons inneem, maar nie noodwendig... Dis die teoretiese kant. Ja, teoreties, maar nie noodwendig dat mens ervaring weer, is nou weer die prakties, of dit wat ons So dit is my amper ding. internaliseer. Ja, dit wil vir my amper sê, soos, ons het so rukkie terug in die koeranteprogram gesien van 'n baie spesifieke persoon by Stellenbosch Universiteit wat 'n professor is in die Nuwe Testament. Maar die persoon is ateïs. So die persoon het al hierdie kennis en teorie en informasie Ja, wel daar's van die Bybel, Dis goeie. nee, maar hulle het nie ervaring met God nie. So dit help nie, ek ken die Bybel en ek het nie die ervaring met die outeur van die Bybel nie. So dit is die punt wat jy probeer maak, Ja. en daai Ja, met die kennis. En dan gaan dit verder aan om te sê, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Ekskuus, maar daardie gedeelte mag nie, of moet vir niemand 'n aanstoot wees nie. Hoeveel mense sê hulle is Christene, en dan tree hulle op 'n manier wat soos in, as dit is wat 'n Christen is, wil ek niks daarmee te doen hê nie. Hoe beeld ons Christus se liefde en karakter uit aan die wêreld, veral aan die wat nie hom ken nie. Ons het so rukkie terug het ons vir iemand gaan kuier en die persoon vertel toe hulle werk in konstruksie. En hulle het toe 'n spesifieke projek gedoen by 'n kerk. En dit is nou al maande en die kerk het nog nie persoon betaal nie. Ja. En dit is vir my so gelukkig is die persoon 'n Christen. Maar sê maar die persoon was nie 'n Christen, wat se beeld is Ja. dit dat jy kort hierdie Christene met kontak en sê luister hierso, die projek is gedoen. Dit is nou tyd julle moet betaal, maar verstaan, dit is nie ons moet optree nie. So ons moet met integriteit optree en leef sodat wanneer mense met ons besigheid doen of wat ook al dit mag wees wat hulle met ons doen. Of weet vriendskap mag wees, wat se situasie dit ook al mag wees, met mense kan sien maar daar's iets anderste. Daar's iets goeds, daar's iets wat hulle ook wil hê, hulle Iets wat wil hulle meer wil aantrek. weet. Ja. Ja. En dit is nie iets in jouself nie. Verstaan, dit is Kan nie. Christus se lig. Verstaan nie, want daar's 'n teksvers wat sê in sy lig sien ons die lig. Want dis nie my eie lig wat ek uitleef nie. Dis Christus wat in my is en dis sy lig en dis daai lig wat mense sal trek. En maar voor dit sê dit om die dinge waar dit op aankom te onderskei. Is onderskeiding belangrik? Ja, om reg en verkeerd die verskil te kan sien en dan 'n keuse te maak. Weet jy, dit laat my nou dink, as ons teruggaan na ons vraag, as God 'n goeie werk begin, hoekom voel dit soms so stadig of moeilik? Keuses. Ons moet kies. Elke dag moet ons kies om werklik onsself oor te gee. En ek dink, as ons eerlik is met onsself, dit waarmee ons sukkel, is dit waarin ons nog vashou.
daar's iets binne ons wat werklik nog daardie sonde wil hê. Ons het een keer hierdie boek saam geluister, in 'n audioboek vorm. En die boek se naam is How People Grow. En in hierdie boek het die outeur dit baie mooi gestel. Want hy het verduidelik van 'n persoon wat hy mee gewerk het, wat gesukkel het met 'n baie spesifieke sonde, en elke keer val hy weer. En elke keer val hy weer, en elke keer gaan hy na die Here toe, en vra om vergifnis, en vra vir die Here se hulp, om nie weer dit te doen nie, en dan val hy weer. En wat hy toe met die persoon mee gepraat het daarop neergekom, dat die persoon voel skuldig vir wat hy doen, in plaas van berou, en om te kan onderskei tussen die twee. En dit laat my dink aan hierdie gedeelte van, hoekom voel dit baie keer so lank, hoekom sukkel ons met dinge, waar is ons fokus? Is die fokus op my, of is die fokus op Christus? Want as ons na onsself kyk, dan dink ek gaan ons regtig Want die punt wat hy gemaak het met wanneer jy skuldig voel, daai skuldgevoel, dis soos jy voel sleg. Ja. Dit voel nie lekker nie. Ja, jy voel skuldig, en dit is natuurlik, dis deel van ons, wanneer skuldig voel, dis emosies, dis deel daarvan. En op 'n manier is dit ook deel van berou. Ja, maar die probleem is dat, as dit ons fokuspunt is my skuldgevoel, en daai slegte gevoel wat ek het, oor dit wat ek nou gedoen het, en ek wil ontslaa raak van hierdie gevoel, ek wil nie dit voel nie, né? En ek bid vir asseblief, vergewe my net, want ek wil ontslaa raak van hierdie, miskien doen ek onwetend. Ja. Maar as dit my fokuspunt is, en ek het nie berou oor die rede, dit wat ek gedoen het, gaan nie oor my nie, het gaan oor, soos wat Josef gesê het, ek kan nie hierdie doen nie, want dan gaan ek sondig teen God. Ja. Dis nie van, ek kan nie hierdie doen nie, want dan, jy is nie reg nie, of wat ook al nie. Maar dis baie keer wat ons wil doen, as Christene en selfs in die wêreld, is dat ons al God uit die prentjie uit. Maak dit reël. Ja, dit is nie reg nie, maar ons moet dit terugbring, ons moet God terug in die prentjie bring, en sê, ek kan dit nie doen nie, want ek gaan sondig teen God. As dit slegs 'n morele standaard is, wat ons wil handhaaf, is daar iets wat weggelaat is, en dit is juis Christus, want gehoorsaamheid, aanbidding, en om die Here te volg, kom daarop neer, dat dit wat hy vir ons wil gee, is soveel beter as wat ons vir onsself wil hê. En as ons hom vertrou, en hom eer in die keuses wat hy wil hê ons moet maak, kan hy ons oorvloedig seën. So ons weer eens, soos wat jy sê, ons fokus. Ja, so om dan terug te kom na daai, waarom sukkel ons baie keer, waarom vat dit so lank, is dat ons, om dit terug te kom na dit, is om dit prakties te maak, want soos ek sê, ons kan maklik praat daaroor, is dat wat moet ek doen, of wat kan ek doen, om uit 'n gat uit te kom, of uit my situasie uit te kom, sodat ek beter kan verstaan wat aangaan. Want baie keer is ek so vasgevang in my emosies, en in my omstandighede, dat ek kan nie reguit dink nie. En om te gaan op jou knie en te bid en vir die Here te vra, asseblief Here, help my dat ek net beter duidelikheid kan kry. En dan te bid en sê, Here, help my om my fokus te skuif, om duidelikheid te kry, sodat ek kan sien, wat is dit wat ek doen, wat ek miskien kan anders te doen, en wat is dit waar ek hulp nie nodig het. Verstaan, om dit prakties te maak. Ek probeer nou juist aan 'n praktiese voorbeeld dink, wat my al oorgekom het, en dit klink nou regtig vreeslik om te sê, maar daar was 'n tyd toe ek 'n suikerverslaafde was. En in die sin van, soos ek wil heeltyd iets soets eet, maar nou nie ietsie vrug of iets wat ongesond is nie. En ek het geweet dat as ek by die winkel ingaan, om by dit te kom wat ek moet kry, moet ek verby die lekkers loop. En ek het in die kar gesit soos in, Here, asseblief help my, asseblief help my, asseblief help my, want ek wil nie, jy weet, daai tipe gebed van net soos, Here, help my met hierdie. En toe het ek het soos, ek weet nie hoe, maar het was soos, om dit te verduidelik, is van, Here, dis reg. Dis asof ek net letterlik daai oorgee
En toe ek instap het ek nie eers dit raak gesien nie. Dis asof die Here dit vir my weggevat het, want ek het uiteindelik dit oorgegee. En daai stryd moet mens prakties deurwerk, dat dit gaan nie oor die eintlike ding nie, maar oor gaan ons regtig dit wat die Here vir ons wil hê. Goeie gesondheid, beter keuses, wat ook al die omstandighede is, maar in hierdie geval nou dit, dat ons die Here sal vertrou. En soos ek sê, ek het dit nie eers opgelet nie, en dit gaan nie elke liewe keer gebeur nie. Jy moet jou keuse maak dat daai is nie eers 'n opsie nie. Ja, partykeer gaan dit moeilik wees. Partykeer moet jy dit heeltemal vermy om in omstandighede te kom. Loop om dit, ja. Verstaan, dit as jy moet kan. amper soos Gypsy, jou hondjie. As jy die kos vir haar neergesit het, dan het sy Weggekyk. verstaan. Dan het hy al gesê, wag, en dan kyk sy weg. So kyk nie vir die versoeking. Vir die versoeking nie. Sy kyk weg, verstaan. So baie keer dan gaan vind ons onsself op plekke waar ons nie moet wees nie. Ja. En dan val ons en vra ons vir die Here, maar hoekom het dit nou gebeur? Miskien moet jy nie daar wees nie. Verstaan, as ek sukkel met dobbel, gaan ek nie in die casino gaan rondstap nie. Wat se situasie dit ook al mag wees. En ons moet bid en eerlik wees met onsself. Baie keer is ons nie eerlik met onsself. Dit is een van die kernpunte. En dit is hoekom ons moet bid. Die Here gee vir ons die kennis, gee vir ons die onderskeidingsvermoë. En dat ek nie 'n aanstoot sal wees vir ander Christene en 'n struikelblok sal wees vir ander Christene nie. Kom ons blaai gou na die volgende gedeelte. En dit is in 1 Korintiërs 13. As jy dit vir ons kan lees, 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 8. 1 tot 8. En dan gaan ek so lank blaai na Jeremia. 1 Korintiërs 13, 1 tot 8. Al sou ek al die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Tot 8. So, wat vir my hier uitstaan, en die heel eerste is om te sê, al sou ek my goed uitdeel, so al is ek vrygewig, maar ek nie die liefde nie, dan denk ek soos, maar kan ek vrygewig wees en nie liefde hê nie? Kan ek my liggaam oorgee of verbrand word? Kan ek my lewe gee en nie liefde hê nie? Verstaan, so ek vra hierdie vraag vir myself, so gaan deur die hele ding, en ek vra hierdie vraag om te sê, is dit moontlik dat kan ek hierdie tipe van goed doen? Kan ek goeie goed doen en nie liefde hê nie? En die heel eerste punt wat by my opkom is, wat is my motief? Verstaan, so ek kan 'n goeie lewe leef, ek kan 'n goeie lewe lei, ek kan goeie dinge doen, maar as my motief nie reg is nie, die rede hoekom ek dit doen, nie reg is nie, dan, wat sê Paulus hierso? Dit baat my niks nie. En dit is nog gekoppel aan Filippense 1 vers 9, dit beteken dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. So, die vraag is, en dit wil af terugkom, toe ons gepraat het oor spesifiek, dat ons moet eerlik wees met onsself, is ons baie keer oneerlik met onsself, dat ons dink ons doen goeie dinge vir die regte rede, en vir die regte motiewe, maar dit is miskien nie.
So kom ons lees gou vandag Jeremia 17 vers 9 en dit sê: Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? En dan vers 10 sê: Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. So wie ken die hart? Net die Here. Net die Here ken die hart. En baie keer ken die Here ons hart beter as onsself, meeste altyd. Maar my punt is net, is baie keer kan ons dink dat ek ken mos myself. Ek weet mos die ek weet my motiewe is goed. Maar baie keer besef ons nie eers wat eintlik my motiewe is nie. So, en dit wil my terugkom na die belangrikheid dat ons op die regte manier moet bid. En dat ons moet verstaan wat gebed is. Gebed is nie ek wat fokus op myself, en dit is om my, want ek kan baie keer dink, soos ons het nou gelees, daar so Filippense 1 vers 6, wat sê, jy weet, daar is daai groei wat plaasvind, en ek kan so die fokus op myself maak, selfs met dit, dat, ja nee, ek gaan verbeter, ek gaan my karakter gaan beter word, heiligmaking proses gaan plaasvind, regverdig, ek gaan hierdie wonderlike Christen word. En dan raak mens mismoedig van dit gebeur nie, want mens sien dit nie. Of dit selfs miskien kan dit voorkom as dit gebeur. Verstaan jy, dit kan selfs groter gevaar. Dit kan nog erger wees, waar soos in ek kan, ja, ek leef 'n goeie lewe en dit alles lyk goed, hankie dorie, maar wat is eintlik my motiewe? En dit is waar dit inkom, waar die ryke jong man wat na Christus toe kom en hy vra wat moet ek gedoen word om gered te word, en Jesus sê vir hom, onderhou die wet. En hy sê, maar ek doen, van kleins af. Ek onderhou die wet. En wanneer ek daai gedeelte lees, dan het ek nog altyd, dan dink ek glo nie dat hy gejok het nie. Ek glo nie dat hy gesê het, ja, ek onderhou die wet, maar eintlik het hy dit nie onderhou nie. Ek dink hy het regtig die wet onderhou. Maar wat was sy motiewe van sy hart? Ons miskien met moeite en verdriet en met alles in al ons wilskrag, kan ons miskien elke liewe dingetjie nakom in die woord van God, uit my eie krag uit. Né? Wel, ons ateïste wat goeie morele mense is. Ja. So, dit is nie dat hulle bewustelik 'n pad met die Here stap nie. Maar die punt wat ek probeer maak, is dat ek kan miskien dit alles uit my eie wilskrag uit probeer doen, maar as my motief nie reg is nie, as die rede hoekom ek dit doen nie reg is nie, wat help dit? So net Christus kan in my hart inkom, want hy ken my, hy deursoek my hart, hy toets die niere, en hy is die een wat my ken, soos niemand anders te ken nie, en as ek my lewe oorgee, en nie die regte dinge doen om gered te word nie, maar die regte dinge doen omdat ek verlos is van sonde, omdat hy my gered het, en ek hom lief het, en as gevolg daarvan, wil ek graag doen wat reg is. Verstaan jy? En so as my motiewe reg is, en ek waarlik Christus ervaar, en my fokus op hom is, dan glo ek, dit wat ons nou in 1 Korintiërs 13 gelees het, dan sal ek die liefde hê, want wie is liefde? God is. Christus is liefde, so wat Paulus eintlik hierso sê, is as ek al hierdie goeie dinge doen, En ek het die Christus maar ek het nie Christus nie, dan baat dit my niks. As ek hierdie ding doen, en ek het nie Christus nie, dan baat dit my niks, en so gaan dit deur die hele lys. Want dit is ons fokuspunt. Ons fokuspunt is nie op dit wat ek doen nie, nie dit wat ek moet doen nie op myself nie, en nie eers op ander nie, maar op Christus. En as my fokus op hom is, op hom gerig is, en hom toelaat, om in my hart te kom, en dit duidelik te maak, sodat ek kan eerlik sien, wie ek is, wat ek is, hoekom ek dinge doen, hoekom ek dinge moet doen, dan glo ek ons kan die regte struktuur hê, om werklik, waarlik te leef, soos wat Christus wil hê ons moet leef. As ons nou gou net 'n praktiese oefening, kan ek so maar sê, maak, dat ons onsself dalk uitdaag om een persoon te kies, waarvoor ons elke dag hierdie week gaan bid. En nie net van 'n een sinnetjie nie, maar dat ons die Here vra, waarvoor kan ek vir hierdie persoon bid? En miskien uitreik aan die persoon. Ja, maak dit deel van. Wat is in jou lewe wat ek graag vir jou kan bid? Ja, dat dit nie net oor myself gaan nie, en nie eers noodwendig oor my gesin nie, dat dit buite die huis
Ja. dat ons uitreik na ander. As ons nou in hierdie vloei van verander bid, kan ons kyk wat doen Paulus met voorbidding in Kolossense. Dit is 1 vers 3 en 4. Ek het hom hier. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. Ons dank altyd as ons vir julle bid. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges. Sure. Dus ja, So dis weer die dankbaarheid, né? So ons Maar het gesien dankbaarheid- Filippense, wat hy ook praat, ek dank. Filippense 1. ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En dan hierso Kolossense 1 vers 3 is dieselfde. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. So is weer die dankbaarheid wat die beginpunt is van gebed. Ja. Wanneer ons kom na Christus toe in gebed, dan begin ons met dankbaarheid. Ek dink nou, is ons dankbaar net vir die mense wat goed vir ons doen, goed aan ons doen, of is ons ook soms dankbaar vir, ek wil dit nou nie te kras stel nie, maar iemand wat jou in die rug gesteek het? Is ons dankbaar dat God deur ons was deur daai ervaring? Is ons dankbaar dat ten spyte van wat die mense gedoen het, dat dit toegelaat was en ons 'n geleentheid gegee tot groei, nader tot die Here te kom? Is daar altyd iets om vir dankbaar te wees? Altyd. Ons altyd. Want ons titel is Redes vir danksegging en gebed. Dit is altyd iets om vir dankbaar te wees. En as voorbeeld, nee? Iets vreeslik kan met jou gebeur, nee? Ek vat myself as voorbeeld, dat iets vreeslik met my gebeur, nee? En ek kan nou in sak en as gaan sit en baie negatief daaroor gaan wees, maar ek kan terugkom na my huis toe en my wonderlike vrou en my wonderlike kinders. Verstaan jy, hulle is daar. Kom ons vat voorbeeld Job. Al die vreeslike goed wat met hom gebeur het. Né? Een na die ander. Dis amper ondenkbaar om te dink soveel dinge eendag. op soveel vlakke in so kort tydjie kan met een persoon gebeur. Ja nee. Dis amper onmoontlik. Dis is jy gaan Alhoewel, dink sies tog. tegnies gesproke, hoe is dit moontlik? Verstaan jy? So as jy in 'n situasie is en jy soos hierdie gebeur met my, okay? Dit het met jou gebeur en dit is vreeslik miskien, maar hoeveel ander dinge is daar in jou lewe wat die Here jou nog steeds seën? En ons moet altyd onthou dat ons leef in hierdie sondige wêreld. Verstaan? En die Satan hardloop ons as brullende leeu. Verstaan? En ten spyte van al hierdie negatiewe, vreeslike dinge wat aangaan in hierdie wêreld, soos wat ons laasweek ook oor gepraat het, weet ons is in hierdie groot stryd betrokke. Maar ten spyte van dit alles, weet jy wat, nee? Daar's altyd nog iets om vir dankbaar te wees. Daar's altyd iets om na te sien, haai ene, maar die Here is nog eintlik in beheer. Hy is in beheer. So in Job 42 vers 10 sê dit, en die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En okay, dan gaan dit aan, en die Here het sy besittings en sovoorts vermeerder tot dubbel soos voorheen, maar die punt is dat die lot van Job het verander toe hy sy fokus van homself op ander gesit het. Laat my nou dink, ek het so rukkie terug ook gedeel met 'n groep in 'n Bybelstudie. Want ek het met iemand gesels en die persoon was in gesprek met iemand anderste waar die persoon geweldig negatief, hy's ateïs en hy's baie negatief gewees teenoor Christene en die Bybel en wat ons glo en so voort. En hy het spesifiek genoem dat wanneer julle bid, Sê hy nou. ja, die persoon nou sê, julle bid en dan kerm julle by God. En julle oor en oor en oor en oor, julle moet die hele tyd paai en mooi praat en aanhou bid en vra en uiteindelik dan oortuig julle nou vir God om julle gebed te beantwoord of te help of wat ook al, né? Hy sê, hoekom bid julle net eenmaal en as dit klaar nie? Né? So hy het daai stelling gemaak en toe het hy ook gepraat oor want julle moet almal en dan baie keer moet julle almal bymekaar kom en as gemeenskap bymekaar kom om die Here te probeer oortuig van 'n ding, van 'n saak en so voort. So dis en ek dink dis 'n baie belangrike punt. Ja, is 'n belangrike vraag, ja. En
So my vraag is, waarom moet ons meer as een keer bid vir iets? Hoekom moet ons gaan en ons moet vir die Here vra, Here, help my met hierdie, of wat ook al dit mag wees wat ek vir die Here vra, waarom bid ek meer as een keer daarvoor? Kan ek nie net een keer bid en is klaar nie? En dan dieselfde is, waarom moet ons as 'n kerk, as 'n gemeenskap by mekaar kom en saam bid? Soos, is daar meer krag in die sin dat die Here, dit is nie goed genoeg dat ek op my eie bid nie. Hy sal nie my gebed verhoor nie, maar ek moet saamkom met 'n klomp ander mense en dan sal hy my gebed verhoor. Is dit hoe die Here werk? Is dit sy karakter? En ek dink dit is 'n baie belangrike vraag dat ons moet vra. In daardie selfde sin het ek 'n vraag uit Jakobus. 5 vers 16 in die tweede helfte. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So, hoe weet ek is regverdig? Want ek is nie regverdig, ek is 'n sondaar. Jy weet, net soos in daai tipe vrae wat mens nou saam met daai kan klas en saam met dit So wat vir my dadelik uitgestaan het uit hierdie persoon en wat hy gesê het, is waarom bid ons in die eerste plek? En ons het nou daai vraag gevra 'n bietjie vroeër in die les, is hoekom is dit belangrik ons moet bid? En die heel eerste ding is, en ons het daar 'n bietjie gesels, maar ons bid want dit is 'n koneksie wat ek het met God. So wanneer ek met God praat, dan is ek in koneksie met hom. So ons moet verstaan, dit is wat gebed is. Okay? So gebed is ek wat in koneksie is met God. Nee? Okay. So waarom bid ek meer as een keer vir iets? So as daar iets spesifieks is, hoekom moet ek meer as een keer met God praat? Ek dink aan Daniel se voorbeeld. Ja, Het ons dit laas ons het laas keer daar gepraat, waar Daniel het gebid vir 'n sekere tydperk, dit was meer as 2 weke gewees wat hy gebid het, en toe die engel terugkom en hy sê vir hom, ons is in geveg, dis 'n groot stryd en alles, ek verstaan daai gedeelte. Maar is dit elke keer die geval, dat ons elke keer spesifiek hoeveelheid moet wag, want die engel sukkel om by ons uit te kom, jy weet wat ek sê. So die vraag is, hoekom moet ek meer as een keer bid? So, en dit is hoekom ek wil terugkom te sien, wat is gebed? Want ek is in koneksie met God, né? Dis 'n verhouding. Dit is 'n verhouding. So, as ek iets nodig het, ek het antwoorde nodig, né? En ek het 'n mentor, en ek gaan na die persoon toe en sê, luister hierso, ek sukkel met hierdie. Ek het 30 sekondes, gee my antwoord. Want dis baie keer wat ons verwag, né? Ja. Ons verwag, ek bid vir 'n sekere tydperk, baie kort tydperk, as jy vat, jy het 24 ure in die dag, en ek gaan nie gou vir 'n minuut of 2 op my knie en ek bid, en Here asseblief gee my die antwoord, en dan gaan ek aan met my dag. En ek verwag die Here met my 'n antwoord, want ek het nou mos klaar gebid. So, die prentjie wat ek wil skep hierso is dink jy nie meer, dit gaan eerder nie oor die hoeveel keer wat ek bid nie, maar die tydperk wat ek in koneksie is met God. Want God gebruik die tyd wat ek in koneksie is met hom, om my te verander. Want hoe meer ek in koneksie is met my Skepper, hoe meer tyd het hy om in my te werk, en hoe meer sien ek hom, want hoe meer ek in koneksie met hom is, en is op die regte manier, en my fokus op hom is, hoe meer kan ek sien waar ek moet verander. En baie keer net miskien, kan God my nog nie antwoord nie, want my lewe is nog nie reg vir die antwoord nie. Baie keer, miskien kan die Here nog nie vir my gee wat ek wil hê nie, want my lewe is nog nie reg daarvoor nie. Dit is op 'n punt waar as hy dit vir my nou gee, sal dit negatief wees vir my. En as ons saamkom as 'n kerk, waarom weer eens? Juis Ons het net nou genoem, hoekom is dit belangrik dat ons nie net as individue bestaan nie, maar as 'n kerk. Christus het vir ons die struktuur van die kerk kom gee. Waarom? Want almal saam het 'n spesifieke afdeling en spesifieke werk wat elkeen moet doen, en saam, daar is verskillende rolle wat elkeen speel, en saam is daar sinergie, saam is daar soveel meer krag, as wat net een persoon op sy eie dit probeer doen. En dis presies dieselfde as ons saamkom, en ons bid saam, en ons is almal saam, eendragtig by mekaar, en in eenheid gefokus op ons Skepper,
dink net wat 'n groter werk kan die Here in ons lewe doen. Ek dink aan die weermag. As ons as individuele soldate in 'n weermag staan en ons veg. As ons nie saam staan nie, is daar nie krag nie. As een persoon omdraai en verraad pleeg, dan is daar chaos. En daarom is die krag in die individu, maar in die kollektief ook. Ja. Daardie samesyn, die volmaakte samesyn, soos wat die Handelinge en apostels daarso ook net na die uitstorting alles saamgesit het, al die besitting saam. Daar's 'n 100% samesyn, geen selfsugtigheid. Dit is wat die Here vir ons oorspronklik gegee het. Nie 'n bietjie is myne, 'n bietjie is joune. Ons is saam in dit in. Ja. Ons het 'n deelsaamheid. Die Here wil dit herstel. Dat Ja. En hierso oefen ons die hele punt is om ons karakters te bou vir die hemel. Laat my nou dink, ek het altyd gedink, toe ek 'n kind was, het ek altyd gedink, as dit nie was vir my familie nie, sou ek perfek gewees het. Ek het altyd so gedink, soos ek sou 'n perfekte Christelike lewe Jy sou nie in kwaad my- geword het nie. Ja, ek het nie kwaad geword het nie, ongeduldig geword het nie. Ek het gedink, letterlik, ek was soos 8 jaar oud, het ek hierdie gedagte gehad. Gedink, as dit nie was vir my familie nie, nee, dan. En dit is snaaks, jy lag daaroor, maar dit is eintlik waar in die sin dat, waar in hakkies, in die sin dat, waarom het God die familie geskep? Hoekom is die struktuur van die familie presies wat dit is? Hoekom is daar 'n ma en 'n pa en die kinders en so voort? Hoekom is dit presies so? Want dit is juist Maar dis die karakterbou. Ja, die karakter word Verstaan jy? En jy gevorm. leer om saam te werk. Elkeen het 'n doel, elkeen het 'n spesifieke rol wat hy moet speel. En dan buiten dit, sodra die kinders dan nou ouer word en so aan, en jy is deel van 'n kerk, elkeen het 'n rol, elkeen het 'n deel wat hy moet doen. En soos die samewerking, maar dit leer jy in die huis, dit leer jy in die familie, verstaan jy? En sodra jy uitgaan in die wêreld, die samelewing, dan kan jy waarde hê in die samelewing. Ja. In die plek waar jy werk. Dit gaan nie net oor jy nie. Want dit gaan nie net oor saam- jouself nie, verstaan jy? Dit gaan oor wat kan ek doen in samewerking om die projek beter te maak, om hierdie te doen, wat ook al dit mag wees. En dit is eintlik 'n Christelike waarde wat ons in die woord kry. Verstaan jy? En dis vir my ongelooflik. Dit is so mooi want dit is wat Christus vir ons gegee het en ons het hierdie waarheid wat in die woord is en ons moet dit uitleef. En dit begin by die familie. Kom ons gaan gou vinnig na Jesaja 30 vers 21 toe asseblief. Jesaja 30, 21. En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. En dan Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En die rede hoekom ons hierdie lees is, ons het nou gepraat oor hoe om dit prakties te maak, né? Hoe maak ons dit prakties in ons Christelike wandel, né? Dat ons die regte dinge doen, dat ons moet weet wanneer wat om te doen. En hier gee God vir ons hierdie belofte, dat hy sal vir ons sê, wanneer ons wonder wat moet ons doen, hierdie kant toe, daai kant toe, hy sal vir ons die antwoorde gee. Maar ek moet nie op my eie insig staat maak nie. Ek moet nie, verstaan jy, is amper soos daar het 'n man een keer gesê dat ons gebruik God as 'n spaarwiel en nie as 'n stuurwiel nie. En dis dieselfde soos wanneer ons kom in daai situasie, dan okay, Here, help my gou hierso. Ja. En dan kry ek nie dadelik die antwoord nie, want ek is nog nie reg vir die antwoord nie, want ek gebruik hom as 'n Jy spaarwiel. is nie in konneksie met Presies. God nie. En as gevolg daarvan, dan sê ek soos nie, maar die Here antwoord my nie, wat, verstaan jy, so baie keer moet ons 'n bietjie teruggaan. Ja. Bietjie teruggaan en sê, waarom is dit wat die Here my nie antwoord nie? Wat is die rede is? Nee? En miskien is dit daar 'n bietjie groei wat nodig is. En dan Psalm, jy weet, onder die 19:5 wat sê, U woord is 'n lamp vir my voet. Hoeveel tyd spandeer ons in die woord? Nie genoeg nie. Definitief nie genoeg nie. So, ons moet meer tyd spandeer. Ons moet meer tyd maak om in die woord van God te delf. Want dit gaan vir ons die lig wees. Dit gaan vir ons, wanneer ons in donkerte is en nie weet wat se kant toe nie, kom ons maak die woord van God oop. En dit moet eintlik al reeds oop wees.
So wat is dan die redes vir danksegging en gebed? Ek dink ons sien dit in ons hoofteks. Dis die belofte wat Christus vir ons gee, dat hy wat die goeie werk in ons begin het, dit sal volëindig. So vir my is dit die rede van danksegging en gebed, is dat daar's groei wat met plaasvind in my lewe. Daar's groei wat met plaasvind in ons almal se lewens. En daar's hierdie werk wat God moet doen in my en in jou. En die enigste manier hoe hierdie werk gedoen kan word, is as ek in koneksie is met God. En ons het die struktuur nou gesien, hoe hierdie koneksie moet plaasvind, is ons moet in absolute dankbaarheid, moet ons na God toe gaan. Gedurig. En ons moet dankie sê, en ons moet bewus wees van al hierdie seëninge wat die Here ons mee seën. En ons moet dit openlik deel met mense, en dit deel met ander, en dan na God toe gaan en sê dankie. En as ons met daardie struktuur van gebed na God toe gaan, en daai koneksie is met God, en dan verder gaan na ander dele van ons lewe, en ander probleme wat ons het, of wat ook al dit mag wees, dink net hoe wonderlik dit kan wees, die verhouding wat ons het met ons Skepper. Dink net wat so groot werk hy eintlik in ons kan doen, as dit is die koneksie wat ons het met hom. En soos wat jy net gesê het, dat dit die gesin, die oefenruimte is vir hierdie koneksie. Het ons dogtertjie nou die dag aan die tafel vir my gesê, ek is so dankbaar. En dan dink ek, jy weet, as ons dit uitleef, dan kan hulle dit aanleer en dit deel van hulle maak. Sy het nou ook gesê, ons is so geseënd. Ja. En dit is vir my, sy het sê vir my soos, Ons is my hart is so warm. geseënd. Ek wil letterlik sê, ek is so geseënd met so 'n wonderlike kind, dat sy dit sê, maar dit is ons, verstaan, dit is wat ons moet wees. As Christene is ons moet permanent dankbaar wees. Maak nie saak wat nie. En as ons kyk na John Huss en die lewe wat hy gehad het. Hy het nie baie maklik lewe gehad nie. Hy het gestaan wat reg is, hy het gedoen wat reg is, in 'n baie moeilike tyd in die geskiedenis. En op die ou einde toe sy verbrand vir wat hy geglo het. En terwyl hy brand, het hy gesing. Ja. Hy het gesing oor Christus, terwyl hy brand. So, Daar is nou vreugde wat bo alle verstand gaan. soos wat ons laasweek gepraat het oor blydskap, nee? En om hy vreugde te hê in Christus. Presies dieselfde hierso, is ons kry hierdie struktuur wat God vir ons gee. En kom, laat ons altyd dankbaarheid toon, maak nie saak in wat se omstandighede ons is nie, want ons altyd iets om voor dankbaar te wees. Sal jy vir ons afsluit met gebed? Hemelse Vader, ons sê dankie dat ons hierdie wonderlike geleentheid en voorreg het om u woord te studeer en te bespreek. Dankie vir u liefde. Dankie vir al die seëninge wat u vir ons gee. Here, dat ons lewe, dat ons asem het. Liewe Here, dat ons regtig u seëninge sal raak sien in ons lewens. Maak ons oë oop. Help ons om ons fokus op u te sit en dit wat u vir ons doen, dat ons self nie die fokus sal wees nie. Sal u ons in hierdie werk help? Sal u aanhou om aan ons karakters te werk? Here, sodat ons regtig u karakter aan die wêreld wat u so nodig het, kan laat skyn. Ons vra dit in u naam. Amen.